Hallo julle, hier is ons weer op 'n Vrydag. Verskriklik koud hier buite, dit reën. Ek wou nog 'n bietjie gaan na vir ons 'n plek soek waar ek 'n mooi video kon maak. Nou sit ons maar weer in my kantoor, net 'n ander aangesig van hom. Jammer vir my baadjie wat hier agterhang. En die beligting van vooraf lyk of ek 'n donkerbril aan het. Maar ek is nog lief vir julle. Ek hoop julle is nog lief vir my ook. Maar baie welkom hier by die Vrydag so op hierdie wintersdag. Ons maak klaar vandag met die reeks hier rondom, as ons kinders van die Here word, dan gaan ons hart uit na mense rondom ons. En ons, as ding in gemeente wees, dan dink ons aan familie wees, mooi woord dat gebruik word, familie en broer en suster in ons. Ons beleef dit ook rondom die liefde wat die Here vir ons gee, dat ons so in 'n liefdesverhouding lewe. Al is ons baie verskillend van mekaar, partykeer doen ons goed wat ons nie hou van mekaar nie, maar ek bly nog steeds lief vir jou. Is daar 'n mooi betekenis wat gevind word in die woordjie vergifnis. Sondag het ek so 'n bietjie gepraat oor die woordjie vergifnis, en ek wil net so 'n bietjie verder praat, en nou nie baie tyd gehad Sondag om te praat nie. Oor die mooi getuienis tussen Esau en Jakob. Jakob het nou baie benoud was vir sy broer wat hom wou aanrand, nadat hy mos nou bedrieg het, hy mos sy eersgeboortereg gesteel ook, met leuns het hy sy pa verkil. Laaste woord wat hy hoor van sy broer is, sy broer wil hom doodmaak, en nou moet hy terugkeer huis toe, hy moet terug aan Bethel toe. En natuurlijk die Here maak het van baie ongemaklik dat hy moet teruggaan, en ek het al so 'n bietjie gesels hieroor. Maar daar is 'n mooi woord hier, die teks wat ek vir julle wil lees, toe Jakob na sy broer ontmoet, en hy wil vir hom 'n geskenk gee, en sy broer sê, man, ek wil nou nie geskenk afvaar nie. Sê die volgende vers 10 van Genesis 33. Toe sê Jakob, nee, as jy my goedgesind is, moet jy my geskenk aanvaar. Ek het na u gekom om u goedgesindheid te wen, net soos wanneer 'n mens in die teenwoordigheid van God verskyn. Is nie kosbaar nie, mooi gedagte, om teenwoordigheid van God te verskyn. En niet my vriendelik het hy my ontvang. Die NIV het 'n mooi vertaling dan, ek het dit Sondag ook so uitgelig vir die mense, en ek wil graag met julle deel ook. Namelijk 33 vers 10 sê in die NIV, dis 'n Engelse Bybel, hy sê, now please, dan het die geskenk wil gee, nee, aanvaar sê, now please, I have found favor in your eyes, accept this gift from me. Ek dink daar was 'n geweldige verligting gekom het, toe sy broer hom vergewe het, of hy agterkom dat hy goedgunstig aanvaar word. Hy sê, for to see your face is like seeing the face of God, now that you've received me favorably. Dis asof hy sê, in die aangesig van vergifnis, wat hy van sy broer ontvang het hy vir 'n oomblik die gesig van God gesien. Dis wonderlik wanneer die Here binne in ons lewe deur sy gees, en mense kan die gesig van God in ons handelinge met ons sien. Dis dan wanneer God verheerlik word. Dis dan wanneer ons sê, Here, kom help vir ons om dit wat jy in ons harte kom doen het, om uit te leef na die vriende en die mense rondom ons. Ek lees ook oor iets wat sê, wanneer ek die liefde van God uitlewe, het ek 'n aandeel in die wese van God. Is dit nie mooi woorde nie? My liefde toon dat ek 'n aandeel het in die wese van God. Nou kom hy en sê vir my, dominee, maar vergifnis is vir my 'n baie moeilike ding. Dan vra ek, dink 'n bietjie net aan die volgende. Iemand het eendag gesê, daar's nooit genoeg spyt wees oor wat ek gedoen het in die verlede, dat dit die verlede sou verander nie. Spyt wees, en top oor 'n ding, en bekommerd wees oor 'n ding, en jouself nie vergewe oor goed wat in die verlede gebeur het, daar's nooit genoeg van sulke negatiewe ervarings wat in die verlede kan verander. Jy kan niks in die verlede doen nie. Daar's ook min wat jy kan doen in terme van angs, en vrees, en benoudheid, en kommerd wees oor die toekoms. Geen hoeveelheid of fokus op die angs, en die vrees, en die benoudheid, en probeer om goed te verander, gaan enigstens iets verander in die toekoms nie. Wat gaan gebeur, gaan gebeur. Maar terwyl ons in die huidige is, kan ons 'n verskil maak in dinge soos vergifnis, en dankbaarheid, en omgee vir mekaar. Dat daar 'n mooi getuienis nou sou uitkom, as ons in vergifnis met mense lewe, dan lyk dit vir my, ons lewe die gesindheid van die Here Jesus uit. Mense sien die Here in ons lewens. En ek ervaar dit ook met die man in die spieël, dat ek vrede belewe, wanneer ek kan leer om te vergewe. Daar's niks wat soveel vrede in mens gee, wanneer iemand kan vryspreek oor iets wat hulle met jou gedoen het nie. En dit sê ek vir mans wat getroud is, vrouens wat getroud is, in julle huwelik, rondom ons kinders, die manier hoe jy pa en jy ma ervaar het,
Daar's niks so verlossend as ek kan sê, kom ek vergewe nou nie. Die gesindheid van God in ons midde, in daai oomblik, as ek sê ek vergewe jou. Het die Here Jesus ons dan net die voorbeeld gestel toe in die kruis gesê het, Vader, vergewe hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie. Dis daai liefde wat Petrus benoud gemaak het toe hy Jesus verraai het, en hy kyk om en hy sien die oë van die Here, hom stip aangekyk, sê die Bybel, het Petrus uitgehardloop en gehuil, hy kon dit nie hanteer, om daardie grootheid van die liefde van God te ervaar het in daai oomblik van Jesus, direk nadat hy hom verloon het, ervaar hy nog steeds liefde by die Here. In die lig van die liefde wat die Here vir ons gee en die geduld wat God met ons het, lees ons daar in die gebed wat die Here Jesus ons leer, Vader, vergewe ons, soos ons skuldenaars vergewe. Miskien het jy en ek dink aan my eie lewe, iemand wie ek vandag moet vergewe. As die persoon nog lewe, vergewenis, jy kan bel en vra om vergifnis, al eis hulle dit nie van jou nie. En as iemand al reeds oorlede is, vergewe en los, hanteer dit en beweeg aan in jou lewe. Mag ons die gesindheid van die Here Jesus uitstraal in hierdie dag, in die wyse waarop ons mense vergewe en hoe mense hanteer en lief is vir mense. Kom ons bid net saam. Here, ek voel so in my hart vanmôre, ek wil bid vir al die huwelike wat hier vandag verteenwoordig word rondom hierdie video. Nie net die huwelike nie, maar ook ouers en kinders. Ouerskap en kindskap in huise. Dat hy in hierdie baie wrede tyd waarin ons lewe, wat so rof see is, dat hy vir ons sal help om vrede te beleef in die wyse waar ons mekaar vergewe. Ek is so benoud vandag om te vra, asseblief help vir ons dat ons die gesindheid sou uitstraal. Dat niemand sou wonder oor ons kindskap in U nie. Maar mense aan die manier hoe ons praat met hulle, hoe ons hulle vergewe, hoe ons hulle met liefde hanteer, hoe ons geduldig is, dat mense sal sien U lewe in ons harte. Nie vir onsself nie, maar die Here vir U wat ons getuienis geword het. En daar's niks in hierdie dag wat ek wil doen, wat skade aan U getuienis gaan doen nie. Asseblief Here, kom help vir ons in hierdie dag. Amen. Miskien is daar 'n man wat 'n bietjie met sy vrou moet gesels. Miskien moet 'n vrou 'n bietjie met haar man gesels. En ek praat nou nie in daai emosionele toestand nou nie. Ons praat soos groot mense, as 'n mooi Engels wat sê, ons praat civil met mekaar. En miskien 'n tyd geword ons weer vir mekaar moet sê ons is lief. Ek is lief vir jou. Ek is 'n kind van die Here, maar ek is ook lief vir jou, baie baie lief vir jou. En ek vergewe jy my vrou of my man of my kind ook. Mag kinders krag kry by ouers wat vir hulle leer dat hulle kan foute maak en dat hulle ook vergewe kan word. Die Here seën vir julle. Wees veilig tot ons die voorreg het volgende week by mekaar te kom. En soos ek altyd sê, kom ons wees lief vir die Here. Ons wees lief vir mense, want die Here het ons met sy eerste lief gehad. Totsiens, tot ons volgende week by mekaar sien.